Michael Groot in Kaapstad, Kaapstad Stadion, dis 2 spanne wat die afgelope naweek verloor het. Die Stormers het in Connacht verloor en dan die Glasgow Warriors het in die Lions verloor. Nommer 1 en 2 nog steeds op die lys. Nou is dit soos die Engelse sê all to play for. Die Glasgow Warriors bring ook verseker hulle sterkste span wat nie die geval was op Ellis Park nie. Dis groot een in Kaapstad daai ene. Top of the table clash soos jy sê, en die groot ding vir my is waar die Stormers tans is. Dink ek hulle is in staat om Glasgow Warriors te kan klop. Dit gaan moeilik wees. Dit gaan 'n vol 80 minute vat. Soos wat ons gesien het, die belangrikheid daarvan teen Connacht, jy moet vol 80 minute kan speel, en ek weet emosies het 'n rol gespeel in die Connacht wedstryd, maar ek dink die Stormers is 'n span wat baie goed voorberei is. Ek dink dit is 'n span met baie goeie ervaring, met individue wat die leistyls kan oorvat en kan bestuur, soos Sasha Feinberg en Komezulu, wat in beheer is van 'n wedstryd. En die oomblik as hy in beheer is, dan kan die Stormers op voorvoet kan hulle speel, maar dit begin by die voorspelers. En ek dink dis wat hier die naweek teen Connacht so bietjie gegly het hier in die laaste 15 minute is. Die Stormers het nie oorheers nie en simpel foute het ingekry. Hulle gaan nie kan foute maak en dit bekostig teen 'n span soos Glasgow nie. Die Lions afrigter Ivan van Rooyen het genoem dat daar's byvoorbeeld die Glasgow Warriors 13 opsies op die aanval in die verdedigende span se 22. Goed afrigter span deur Franco Smit. Hulle speel baie van die momentum van strafskoppe af. Jy praat van dissipline. Die Stormers sal met baie goeie dissipline hê. Kan nie bekostig om strafskoppe af te staan en daai skoppe in jou 22 nie. Definitief. Ek dink die Stormers sal gaan aanklop by die Lions afrigtingskorps en span oor hoe ontleed jy 'n span wat soveel opsies het van een bal af basies, en ek dink dit is wat nou vir my basies saak maak, is gaan klop aan, gaan kry die ervaring, gaan hoor, gaan vind uit en pas dit toe. Daarmee sê ek nie verander jou hele wedstrydplan sodat jy onvoorspelbaar kan wees vir die oppositie nie, maar partykeer is dit belangrik dat ons mekaar uithelp hier. Die Lions is in 'n goeie posisie, hulle het gewys hulle kan Glasgow klop. Ja, daar gaan versterkings kom van Glasgow, maar ek dink nie hulle wedstrydplan gaan verskriklik baie verander nie. Dit lyk my die opbou na die weer lyk nie te sleg in Kaapstad nie. Dit gaan nie reën soos die vorige naweek nie. Maar die Stormers sal ook met hulle aanvallende spelers, hulle het 'n paar springbokke daar in Reinagh, Sasha Feinberg en Komezulu, Willemse ook, en dit is spelers wat hulle baie op staat maak, maar daai spelers sal met 'n trekkie hoor gee en die span deurtrek vir al die momentum in die agterlyn. Definitief, die Stormers gaan staat maak op daai individue wat sê ek steek my hand op, ek lei van voor af, nie noodwendig net deur hoe ek my spanmaat langs my gaan motiveer en dophou nie, maar ook hoe ek vorentoe gaan, hoe ek gaan aanvallende speel, hoe gaan ek verdedig, hoe gaan ek opspring en tackle en 2-3 tackles in 'n ry dalk maak om die werk vir iemand anders ligter te maak. Hierdie spelers wat dit kan doen, hulle het die ervaring, hulle het die fiksheid, hulle weet hoe hulle gaan moet.